Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is lekker om so baie van julle hier te sien vanoggend. Kom ons vat so 'n oomblik en draai ons na mekaar toe en dan groet ons net eers vir mekaar vanoggend. Asai. Ons is vanoggend by die 5de Sondag van Lydenstyd. En die 5de Sondag van Lydenstyd word eintlik die Passie Sondag genoem. Nou ons is gewoond aan dat Passie Sondag eintlik volgende Sondag is, want dit is Palm Sondag. Maar toe ek so 'n bietjie gaan navorsing doen, toe sien ek dis eintlik die laaste 2 Sondae voor Lydenstyd wat dit Passie Sondag genoem word. Nou ons Afrikaners, as ons passie hoor, dan dink ons aan iets wat lekker is en goed is, maar dit is eintlik so 'n bietjie van 'n mengsel van die twee. Ons dink in hierdie tyd aan die passie van Jesus en dit wat hy moes deurgemaak het tot by die kruis, maar ons doen dit nie sonder hoop nie. Ons as Christene weet, ons herdenk hierdie tyd ook om te weet dat daar iets op pad is. Dat Christus vir ons kom sterf, sodat ons ten volle kan lewe. En al die tekste waarmee ons besig is, bly vir ons vertel van die hoop, van die nuwe lewe, van ten spyte van lyding dat God daar is. Ten spyte van die uitdagings in die lewe, dan weet ons as ons aan hierdie boodskap dink, as ons aan hierdie passie dink van Jesus, dan weet ons dat daar hoop is. Dat ons lewe, omdat hy vir ons gesterf het. Daarom steek ons dan ook vanoggend die kers aan om ons te herinner aan die teenwoordigheid van God, van Jesus, van die Heilige Gees, ook hier by ons vanoggend. Vanoggend gaan ons fotum so klein bietjie anders doen. Ons almal gaan saam gesels. Ek gaan vir ons 'n stukkie sê en dan daarna waar daar gemeente staan, wil ek graag hê julle moet saam met my dit hardop sê. O Here, ons roep na U. U wat ons hoop en verlossing is. Laat die lig skyn oor ons en herstel ons vreugde. Versterk ons geloof, Here, en lei ons op 'n pad van geregtigheid. Kan ek gou net aangaan? U liefde hou nooit op nie. U goedheid is vir ewig. Mag ons altyd die lof besing en in U vrede leef. Genade en vrede van God die Skepper, Jesus Christus die Verlosser en van die Heilige Gees. Amen. Kom, ons gaan nou 'n paar liedere saam sing, nie as ons voorsang nie, maar ook as ons lofprysing aan die Here. So ons gaan staan en die volgende 4 liedere saam sing. Ek gaan nie elke keer dit aankondig nie, maar as jy voel jy kan nie meer langer staan nie, asseblief voel vry, gaan sit 'n bietjie, maar kom ons sing die volgende paar liedere saam. Ons gaan begin met die orgelliedere, Vaste rots op wie ek bou en Jesus, U gaan voort. Vaste rots op wie ek bou, en op wie ek kan vertrou. Rots by wie ek altyd skuil, wie is skenker van my heil. As die golwe oor my slaan, bly my rots vir ewig staan. Sonder woord met alle mag, onrus wil my dag en nag. In my sonde vasgevang,
Jesus, ik gaan voor, ons volgende is voor. Ik wil alle levenswaaien, al die hoogtes dichtjes draaien. Kom en vat ons hand, naar die Vaderland. Jesus, ik gaan voor, ons volgen die spoor. Laat ons zelfs een donker dag altijd volluid zonder kracht. Ons wil soms blij staan, als die voorwaarts gaan. Jezus, ik gaan voor, ons volgen die spoor. Ons wil vrij van zonder banden, van verslaving, schuld en schande. U is een Heer, ons verlosser Heer. Jezus, ik gaan voor, ons blijven niet spoor. Ook al niemand het verwacht niet, dan het anders ooit zal slag niet. U wat alles zien, leer ons een volk dien.
Goed, ek het gesien, hier's daarom so 'n paar kindertjies. As daar enigiemand is wat wil vorentoe kom, is julle welkom. Enige van die kinders. Almal is nou skaam omdat die minder is. Oeh, hier kom 'n paar. Hallo. Julle kan maar net hier so sit. Oeh, sien okay, moenie val nie. Oeh, myne is ook hier. Daar kom nog so enetjie. Hallo. Hoe gaan dit met julle? Hou julle nog lekker vakansie? Hoeveel dae sit julle oor? Net 1? Dis almal baie min. Het julle daar 'n bietjie gerus? Te veel? Nie genoeg nie. O, okay. O, sy het baie fiets gery. O, lekker. Maar dit is maar so 'n vakansie moet wees. Okay, so julle het 'n lekker vakansie gehad. Nou môre moet julle die laaste dag lê, né? Net lê. Okay, nee, dit gaan nie werk nie. Nee, dit gaan nie werk nie. Goed julle. Okay, ons gaan vanoggend 'n teks saam lees uit Lukas, né? Nou in hierdie teks in Lukas praat hulle van die wyse man wat sy huis op die rots bou en die dwaase man was sy huis op die sand bou, nê. Nou ek het my seentjie se Legos gesteel. Ek moenie so kyk daai kant toe, hy gaan nou met my raas. Want ek het sy Legos gesteel juis om dit vir julle vandag te wys. Nou julle wat Lego ken, weet jy kry so ding soos 'n buispleit noem hulle dit, nê. Okay, nou hier is nou 'n buispleit. Nou ek sê nou hierdie is vandag soos God die rots, nê. So ons sit hom hier onder in die bak. En dan bou ons 'n bietjie die huis bo-op hom as hulle nou lekker gaan sit. Daar is ons nou besig om die huisie te bou, nê. Okay, so ons het nou die rots en ons het ons Lego. Nou wat gaan gebeur as die storms kom en die water kom en dit reën erg? Wat gaan gebeur? Maar hy gaan nie omval nie, nê. Hy gaan bly staan want waar hy is stewig gebou, nê. Hy's lekker, maar nou het ek 'n bak sand en grond hierso. Nou ek dink ook dit gaan omval, maar ek hoop dit staan in die eerste plek. Kom ons kyk as ons hom daar sit. Kom ons kyk, gaan hy staan? Ooh, sien jy met 'n mooi pak, anders dan gaan dit nie werk nie, nê. Oh, hy staan. Kom ons probeer die ene sodat hy bietjie meer regop kan staan. Okay, nee, hy probeer. sien julle? Maar wat gaan gebeur as die water gaan kom en die storms gaan kom? Gaan hy regop staan? Oh, hy val om. Hoekom? Hy is op die sand gebou. Hy's nie stewig nie, nê. Hy Presies. So wat sê die teks eintlik vir ons? Waarop moet ons bou? Op 'n rots, nê. 'n stewige bou. Kyk hoe slim is hy hierso vanoggend. Presies, ons sê as in ons geloof, wat is 'n stewige fondasie? Ons rots is God, nê? Dit is ons stewige fondasie waarop ons bou. So as ons Sondag kerk toe kom en ons hoor die dinge en ons sien die dinge, dit is wat daai fondasie is, wat help dat ons lekker stewig staan, nê? Dat ons nie omval, die storms kom nie, maar dat ons lekker stewig kan bystaan. Okay, gaan julle dit onthou hierdie week, waarop gaan ons bou? Op rots, nie op sand nie, nee, ons gaan stewig bou op God. Ja, wat wil jy vir my sê? Daar sien, dis wat ons nou vier, ons het nou lydenstyd, as julle daar buite sien, is daar so 'n mooi ding, en besef, ek glo hierin, en dit is hoekom ek dit opsê. So kom ons sê saam hardop, ons apostoliese geloofsbelijdenis, kom ons staan op, en dan sê ons,
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan weer sit. Ons gaan 'n geleentheid hê waar ons weer kan dink aan waarvoor is ons dankbaar vir die Here, en as jy wil, kan jy jou dankoffer op SnapScan doen, of ons het daarvoor ook die dankoffers. Ons gaan so 'n oomblik gee. Dink daaroor, waar het jy God se teenwoordigheid hierdie afgelope week gevoel, en waarvoor is jy dankbaar as jy vanoggend hier sit? Ter voorbereiding van die woord wat ons nou gaan saam lees en wat ons gaan hoor wat die Here vir ons wil sê, gaan ons 2 liedere saam sing. Die eerste een is Ek soek U, o God, my God, dat ons weer daai bevestiging het na ons soek na die Here, ons soek na die wil van die Here en ons luister na hom. En die tweede een, wees stil en weet, dat ons daai versekerde wete het. God is ons Heer. Ons kan maar staan en dit saam sing. Ek soek U, o God, my God, ek los my God, soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by te wees, om by te wees. As ek soms aan U dink, my God, my beste die dag, ek weet ek U hoor my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want U is my wonderste lewe. Daarom sal ek U voor altyd prys, my hande open om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek los my God, soos 'n land sonder water, wil ek tot U
soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by te wees, om by te wees, om by te wees. Wie stil en weet ek is hier, ek spreek en wind en golwe bedaar, ek sal ook jou getrou bewaar. Wie sal en weet ek is hier, ek ken jou pyn, jou donkerste nag, ek is by jou, ek gee jou krag. Wie sal en weet ek is hier, bly waak en bid, volhard en geloof, ek is by jou, soos ek beloof. Lekker maar sit. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here ons God, ons kom dankie vir hierdie geleentheid om vanoggend weer bymekaar te kan kom. Dankie dat ons as 'n geloofsgemeenskap hier saam kan sit en saam kan sing en kan bid en kan wonder oor wat U vir ons wil sê. Here, maak ons harte, maak ons koppe ontvanklik sodat ons vanoggend kan hoor wat U vir ons wil sê. Here, gee vir ons hierdie geleentheid sodat ons werklik stil kan word voor U, sodat U met ons kan praat. Amen. Ons lees vanoggend uit Lukas 6 uit. Ons het nou die laaste paar Sondae deur Lukas gelees en ons is nou hier by die laaste gedeelte, Lukas 6 vanaf vers 46. En die opskrif daar is 2 fondamente. Kom ek lees vir ons saam uit vers 46. Watter sin het dit dat julle my aanspreek met Here, Here, en nie doen wat ek sê nie? Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en doen wat ek sê, ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat by die bou van sy huis die grond diep uitgrawe en die fondament op die rotsbodem gelê het. Toe daar 'n oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit hom nie beweeg nie, want die huis was goed gebou. Maar as iemand luister en nie doen wat ek sê nie, is hy soos 'n man wat sy huis bo op die grond gebou het, sonder 'n fondament. Toe die vloedwater dit tref, het dit dadelik ingestort. En daardie huis het een groot pynhoop geword. Nou, ons het nou hierdie paar 3 gedeeltes uit Lukas 6 uit gelees, en die heel eerste een wat Dominee Henny oor gepreek het, was moenie oordeel nie. Dit is nie in ons hand om te oordeel nie, haal eers die balk uit jou eie oog uit, voor jy die splinter uit iemand anders se oog uithaal. Die tweede gedeelte wat ek laasweek oor gepraat het, was die boom wat aan sy vrugte geken word. Ekskuus tog, en hoe ons ook hierdie boom gesond moet hou, deur die woord van die Here. En dan nou vanoggend is ons by die 2 fondamente wat hy van praat. En soos ons nou hier aan die einde van Lukas 6 kom, en ons het nou eintlik hierdie slotgedeelte van Christus se disippelskap handleiding, leer hy ons dat daar sekere dinge is wat ons moet doen en in plek moet hê vir wanneer die storms van die lewe ons tref.
Ons almal ken natuurrampe, ons sien dit op die TV, ons het nou weer gesien van die aardbewings, die tsunamies wat voorgekom het, en dit is alles wat hier op aarde gebeur, maar ons self as mense het ook storms in ons lewe. Hoe groot en hoe wyd en hoe diep dit strek, is maar bepalend van waar ons is in ons lewe. Maar ons weet hierdie storms tref. Daar is dinge wat in ons lewens gebeur en ons kan niks aan doen nie, dit gebeur met ons. Maar die vraag bly dan staan en wat Jesus hier wil kom beklemtoon is, as jou fondasie gelê is, as jy reg gebou het, kan jy staande bly in hierdie storms. Tot dusver het Jesus probeer preek oor hierdie 3 hoofareas en hy probeer praat oor ons gesindheid teenoor ander mense. Maar nou kom hy ook saam met die boom wat hy laasweek was en wil vir ons sê, maar jy moet bietjie na jouself ook kyk. Hy begin met die balk en die splinter en dan vat hy dit verder om te sê, soms moet jy dieper na jouself kyk om ook die probleem raak te sien. Dis nie altyd net buite nie, dis baie meer binne as wat dit buite is. So hy sluit af en hy sê, ons gesindheid in onsself moet ons ook gaan ondersoek. Ons moet die groot woord, die introspeksie gereeld doen en kyk, waar staan ek? Waarmee is ek besig? Hoe praat ek met mense en wat doen ek natuurlik in hierdie lewe waar ek is? So hier aan die einde wil hy kom sê, ja in die middel het ons gesê, wat jy sê is belangrik, maar ook nou wat jy doen is net so belangrik. Nou die Engelse gesegde natuurlik is practice what you preach. Nou ek weet nie of julle van hierdie bumper stickers al gesien het op die karre nie. Ek het 'n kleintjie dood oor hierdie bumper stickers, want gewoonlik die persoon wat die grootste Jesus sticker op het, of die persoon wat die grootste sê hoe wonderlike Christen hulle is die een wat voor jou inry, of vir jou vingers wys, of jou vloek, of een of ander iets sê. En hierdie bumper stickers hinder my elke keer, en dan sê almal vir my, maar hoekom sit jy nie nou 'n mooi enetjie op, wat sê ek se dominee nie, dan moet ek bieg, gaan sê ek, maar as die taxi daar voor my inry, gaan ek moet bid, en dan mag niks snaaks sê nie. En op die einde van die dag is dit maar eintlik ons ook. Ons het ook hierdie bumper sticker wat ons sê, ons is Christene, maar die manier wat ons praat met mense, soos ons laasweek gehoor het, die manier wat ons optree teen mense, wys nie wat daai bumper sticker sê nie. Ons is baie keer so besig om ander mense te probeer oortuig dat ons Christene is, dat ons nie so leef nie. En dit is baie keer wat die probleem kom by ons as Christen, en hoe party mense net sê, maar hulle wil dan eerder nie 'n Christen wees nie, want as dit so lyk. So hier lees ons nou in hierdie teks van hierdie persone, wat hierdie regte woorde het, en die regte dinge het om te doen, maar dit doen hulle nie. Hulle sê hulle is disippels van Jesus, maar op die ou einde van die dag, wat doen hulle nou werklik? Die vers 46 sê, maar waarom noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Ons is so besig met al hierdie ander dinge in ons lewe, maar ons doen nie wat die Here vir ons vra nie. Later, 'n ander dag, wanneer ek nie so moeg is nie, wanneer ek meer tyd het, wanneer die week net nie so rof is nie, daarna sal ek so klein bietjie meer begin my Christenskap uitleef. So ons het laasweek vir mekaar gevra, hoe sê ek dit? Hoe praat ek met mense? Hoe kan mense in die manier wat ek met hulle praat, besef dat ek 'n Christen is, sonder dat ek hoef te sê, ek is 'n Christen? En hierdie week gaan dit so 'n bietjie verder, wat Jesus wil sê, maar hoe tree julle op? Hoe tree julle op, dat ander mense kan sien julle is 'n Christen? Weereens, sonder dat ek die bumper sticker het, wat sê ek is 'n Christen. Dit is die probleem waarmee ons sit. Ons kan nou die mooi goedjies sê op 'n Sondag wanneer ons in die kerk is of wanneer ons tee drink saam met mekaar, maar as ek hier uitstap, hoe tree ek op? Gaan ek op die hoeter lê as iemand hier bo oor die stopstraat ry en allerlei woorde prewel? Hoe hanteer ek my kinders as ek by die huis kom en hulle maak my kwaad? Wat doen ek met my lewensmaat wanneer hulle nie presies alles wil doen presies soos ek dit wil hê nie? My vriende, by die werk, by die skool, ons kan die lysie aan en aangaan mee. Hoe tree ek as 'n Christen op, wanneer dinge soms so klein bietjie druk? So hier kom Jesus in hierdie laaste disippelskapshandleiding eintlik, en hy vra, wees gehoorsaam aan dit wat ek sê. Doen wat ek sê. Die voordele natuurlik daarin is dat ons sê vir mekaar, as ek glo in Jesus Christus, is ek gered. Maar dis ook die nadeel, want baie mense sê, maar ek glo dan nou, so ek hoef niks verder te doen of sê nie, want ek is klaar gered, want ek glo mos nou in die Here.
En telke mare kom Jesus terug en hy sê vir ons, maar as jy in my glo, beteken dit jy gaan gehoorsaam wees. As jy in my glo, beteken dit dat uit dankbaarheid gaan jy so lewe dat ander mense dit kan sien. As jy in my glo, gaan jy wil hê almal met die goeie nuus van Christus sien en leef en ervaar en hoor. En die grootste voordeel wat ons het as ons gehoorsaam is aan die woord van God is, dat wanneer die storms ons tref, het ons 'n stewige fondasie. En ons gaan nie net omval nie. Want ons is gefestig in hom. So wanneer ons sê ons glo in Jesus Christus, ons gehoorsaam sy woord, dan beteken dit ons is hierdie stewige geboue fondasies, hoe jy dit ook al wil sê, wat al kom die wind en die weer, ons stewig kan bly staan. Deur die moeilike dinge. Ons huis gaan nie net ineenstort nie, want ons weet in wie en wat ons glo. Soos wat ons die geloofsbelijdenis opsê, sodat ons sê presies, ons weet waarin ons glo, ons weet dit. Dit is in ons hart. Hierdie gedeelte is nogals 'n bietjie 'n catch-22 soos hulle sê, want onmiddellik as ons die dwaase man hoor, dan dink almal dis iemand wat glad nie glo nie, iemand wat net aangaan met die lewe. Maar as jy die teksgedeelte mooi lees, dan besef jy dat hierdie man geglo het, maar hy het niks gedoen nie. Hierdie man het hierdie fondasie eintlik gehad, maar hy het nog steeds gekies om eerder op die sand te gaan bou, as op die stewige rots, wat Christus is. Ons almal ken die liedjie, ons sing dit baie, ons het amper vanoggend gesing, die wyse man bou sy huis op die rots. Ons sing dit mekaar en dan sing ons, die reën kom neer in die water styg, en die reën kom neer in die water styg, maar die huis op die rots staan vas. En die ander ene natuurlik sê ons, hy val plat, of gewoonlik as jy dit op 'n kamp of 'n sonnaskool doen, dan val almal plat, en almal lê rond, want hy val letterlik plat. So hierdie man is dwaas, nie omdat hy nie weet wat die woord van die Here is nie omdat hy nie weet wie Christus is nie, hy is dwaas, omdat hy nie dit uitleef, wat die Here vir hom sê nie. Hierdie lied gee nie vir ons die duidelikheid nie, maar as jy mooi daai teks gaan lees, dan besef 'n mens, hy ken God, hy weet van God, maar wat doen hy daarmee? Dit is amper vir my soos hierdie groot kruis vir almal om gesond te leef. Jy sal eerder weet hoeveel kalorieë daar in 'n chocolate is, as wat jy weet wat in die Bybel staan. Jy sal eerder weet presies hoeveel mag jy vandag eet, as wat jy tyd maak om presies te weet wat die Here van jou verwag vir hierdie dag. So soms tree ons ook maar dwaas op. Ons het hierdie Bybel in ons hand, ons het die Here tot ons beskikking, ons het die Gees wat ons lei, maar die meeste van die dae is ons ook maar dwaase, wat eintlik maar doen net wat ons wil. Want ons glo in God, maar ons leef dit nie uit nie. Ons wil vir almal vertel ons is Christene, maar wanneer dit kom by die punt wat die Here sê, gaan doen dit, is daar 10.000 ander goed wat in my pad eerder staan, voor ek bereid is om dit te doen. Jesus, hierdie mense, hierdie dwaase man en die wyse man, hy sê vir ons iets baie belangriks in hierdie vers, wat ons tog moet vir 'n oomblik in ag neem. Hy begin en hy sê, die eerste aksie is, hy kom na Jesus toe. Hy kom daagliks na Jesus toe, hy luister wat Jesus sê, hy volg Jesus, hy bid, hy doen hierdie aksies, hy kom na die Here toe, sodat hy daardie fondasie kan hê. Sodat hy stewig kan wees, sodat die huis nie kan val nie. Dit is die eerste plek, hy kom na Jesus toe. In die tweede plek sê hy hoor vir Jesus, hy luister wat Jesus sê. Hoor mooi, hy luister. Ons het laasweek vir mekaar ook gesê, luister ek om 'n antwoord te gee, of luister ek werklik om te hoor? So moet ons met mense maak, maar so ook wat ons maak met die Here. Ek wil gou-gou luister dat ek die regte versie kry wat my vandag gaan help, sodat ek kan aangaan met die lewe. Nie wat die Here wil hê ek moet doen nie. As iemand jou nooi vir aandete, en hulle sê, o, jene, dis bietjie moeilik om by ons huis uit te kom, ek gaan vir jou die aanwysings gee. Dan is ons baie vinnig om papier en pen, of sommer WhatsApp, of deesdae drop ons mos net 'n pin vir mekaar. Dan weet jy presies waar die huis is, jy volg dit, jy gaan dit, jy volg die maps tot by die huis, en dan weet jy het nou by die huis aangekom. Maar wanneer ons besig is met die woord van God, is dit, kom ons lees gou 'n paar versies, ons bid gou en daar gaan ons. Ons bestudeer dit nie. Ons maak dit nie deel van ons nie. Dis iets wat ons vinnig net wil deurgaan.
So dan vra die vraag weer vir ons, luister ons om te hoor wat hy sê, of luister ons sodat ons iets daarop kan antwoord en sê. Die laaste ding wat hy praat hierso van natuurlik is, die doen wat hy vra. Nou ek weet nie van julle nie, ons is almal op in hierdie aarde wat so maklik is, alles moet vinnig gebeur, daai quick fixes soos hulle dit sê. Nou die dag lees ons ek 'n artikel en is vreeslik interessant hoeveel vrouens hulle self verdiep in die verskillende dieetpilletjies. Wat is een werkie vinnigste en watter werk maklikste en al die goeders en dit is so maklik. So ons soek altyd hierdie quick fixes. En dit voel partykeer of ons die quick fix by die Here ook soek. Ons kan vinnig ietsie doen sodat ons 'n stewige fondasie kan hê. Ons kan vinnig net Sondag kerk toe gaan en die res van die week vergeet daarvan want ek het mos nou vinnig my fondasie gekry vir die res van die week. Dan kom sê die Here vir ons vanoggend om dan te doen wat ek sê ook. Dit help jy ons sit Sondag na Sondag hier. Ons sê vir mekaar ons gaan uitgaan en mense met liefde hanteer en dan gaan ons uit en ons gaan maar net op die ou trant weer van vooraf aan nie. As ons die voorbeeld van Noag kan gebruik byvoorbeeld, as Noag nie vir die Here geluister het en presies gedoen het wat hy sê nie, wat as hy 'n kleiner boot gebou het? Hy wil nie so baie diere daarin hê nie. Wat as hy nie alles diggemaak het vir die water nie? Sou die boot gesink het. Wat as hy net maar geluister het na die spotters en nie na die Here nie en eerder heeltemal opgegee het? Dan sou die dinge nie gebeur het soos wat ons daarvan lees nie. So ons moet luister en doen. Dit is belangrik dat ons gaan na Jesus toe, dat ons luister wat hy sê en dan gaan doen wat hy vir ons vra. Natuurlik die bou van die huis is vir ons belangrik. Daarvan kan ons nie wegkom nie. My kinders gaan nou weer met my raas na die tyd, maar ek moet hierdie voorbeeld noem. Ons het 'n paar jaar terug het ons jungle gym gekoop en ek en my man is vreeslik slim. Ons koop alles los. Ons gaan self die jungle gym ons natuurlik insit. Nou ek weet nie wie van julle al 'n jungle gym gebou het nie. Die gate moet redelik diep gegrawe word sodat dit mooi kan ingaan, sodat dit nie loskom nie, sodat kinders nou maar rof daarop kan speel. Ons het die hele dag gegrawe met ek weet nie wat se tools het ons later als gebruik nie, net om die gat diep genoeg te kry sodat hierdie ding nou mooi binne-in kan sit. Nog ons nie 'n slegte job gedoen nie, maar so rukkie terug te begin ons oudste weer swaai en al wat jy hoor is dwa, dwa, dwa. Hy dood geskrik en besef maar die een paal wat ons juis eintlik bietjie nie so diep ingegrawe het nie, het losgekom. So elke keer as hy vorentoe gaan, dan lig die paal op en as hy teruggaan, dan slaat die paal terug op die grond. So dis die hele tyd hierdie heen en weer. En elke keer as ek daarna kyk, dan besef ek ons kom terug by hierdie gedeelte wat die Here sê, grou maar diep. Gaan grawe diep in jouself in. Baie keer wil die Here hê ons moet goed doen wat nie lekker is nie, soos daai jungle gym se gate was glad nie lekker nie. Ons het blaas op ons hande gehad, ons kon nie loop vir 3 dae nie. Maar die Here kom vra vir jou grawe diep. Dis nie altyd lekker nie, dis nie altyd opwindend nie, jy gaan nie eer altyd daarvoor kry nie, maar wanneer jy besig is om diep in te grawe in jou lewe, verander jy. Word jy anders. Kry jy daai stewige fondasie, wat nie oor 'n paar jaar net gaan oplig en klap, 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 wanneer jy besig is of wanneer die storm gaan tref nie. Dis daai introspeksie ook om in te gaan in jouself en te gaan soek, daar waar die dinge nie lekker is nie, en dit te gaan uitgrawe, sodat die fondasie diep gelê kan word. Die tweede een is, wanneer daar nou lekker diep gelê word, moet daar iets gelê word daarin. Daar's 'n hoeksteen wat hulle gewoonlik van praat, van 'n gebou. Wat is daai rots? Wat is daai hoeksteen waarop jy bou? Wat is daai ding wat jou help om elke keer op eintlik half terug te val wanneer die storms kom? Wat is die rots in jou lewe wat jou aanhou regop laat staan? Selfs as die wind waai, as die tsunamies kom, as die reën hard val. Daai fondasie moet reg gelê word. Daai gaan na die Here toe. Luister wat hy sê. Doen wat hy sê. Die laaste een natuurlik is bou die huis. Hierdie huis is nie iets wat net soos 'n gewone huis wat een keer gebou word nie, maar as jou eie huis gebou het, dan besef jy moet voortdurend opgradeer en beter maak en gate stop en weer probeer en aanhou bou, want dit is wat die Here ook van ons vra. Wees die hele tyd besig.
Gaan na die Here toe, bou die huis, gaan na die Bybel toe, praat met die Here, hou aan voortdurend bou, sodat jou huis stewiger en stewiger kan word. Wat ons vanoggend moet hoor natuurlik is dat die storms gaan kom. Ons kan nie daarvan af wegkom nie. Die storms in die lewe gebeur, of dit jou eie toedoen partykeer is, en of daar ander dinge is wat met jou gebeur. Maar wanneer jy 'n fondasie het, wanneer jy 'n rots gebou op Jesus het, wanneer jy jou huisie het wat voortdurend aan gewerk word, wanneer daai storms kom, dan het jy iets om op vas te hou, aan vas te hou, partykeer op terug te val. Ons moet ook hoor vanoggend dat die storms van die lewe wat ons gaan tref, is nie maklik nie, en partykeer voel dit of alles van jou plat gevee gaan word. Ek weet nie wie van julle op die TV gekyk het, wat is hy naam, Extreme Home Makeover nie. As jy nou daai huise gaan kyk oor die waters met die hout en alles, dan verstaan ek nie altyd hoe enige van daai huise bly staan nie, want is nie stewig gebou soos ons huise nie. Maar as jy Extreme Makeover kyk, dan Home Makeover, dan sien jy dat baie van die plekke val heeltemal plat. Baie van die mense het hierdie huis wat al so in stukke is, en dan wil hulle net so bietjie patch, soos hulle in Engels sê, net so bietjie regmaak. Maar gewoonlik slaan hulle maar plat en begin maar van voor. En partykeer gaan dit met ons gebeur. Partykeer voel dit vir jou of jou hele lewe in mekaar ingekrummel het. Maar as jou fondasie daar is, as jou rots daar is, kan jy bou. Kan jy weer daai huis aan mekaar sit in die Here se genade. So berei jouself voor. Grawe daai fondament diep, gaan na die Here toe, gaan luister na die Here en gaan doen wat hy sê. Sodat wanneer daai storm jou tref, jy weet waarop jy bou. Amen. Here ons God, dankie dat ons vanoggend kan weet, ons bou nie net op sand nie. Dat ons hierdie rots, hierdie fondasie het wat U is, sodat ons kan regop bly staan. Here, dalk sit van ons in hierdie storms tans, en ons vra dat U ons ook sal regop hou, sodat ons ook kan bou. Here, help ons om aan te hou bou, dat ons na U toe sal gaan, dat ons sal luister na U woord, dat sal stil word voor U. Maar help ons ook om te doen wat U sê. Here, dankie dat ons kan terugkyk op ons lewe en besef hoeveel keer het U ons al opgetel. Hoeveel keer het U ons al gedra. Dankie dat U ons God is, dat U vir ons vol genade is en liefde het vir elkeen van ons. Amen. Voor ons uit mekaar uit gaan of die laaste lied sing, wil ek net weer herinner, julle die aankondigings gesien aan die begin. Volgende Sondag is Palm Sondag. Ons het ook ons kamp op Disa Kloof, so daar sal 'n diens 10:00 op Disa Kloof wees en dan 9:00 soos gewoonlik 'n diens in die kerk ook. Daar is nie volgende week kategese nie, omdat ons nou volgende week van die mense by die kampus en van die mense hier is, maar Palm Sondag gaan soos 'n familiediens wees. So al die kinders, almal is nog steeds welkom, asseblief woon dit by. Ons sien nou nogals baie uit daarna. Die week daarna is Groot Lydensweek. In Groot Lydensweek gaan ons elke aand 7 ure byeenkoms hê. Ek en Henny gaan so afwissel, en dan die Vrydag is Goeie Vrydag, en dan die Sondag is daar 'n sonsopkomsdiens in Helderberg Natuurreservaat om 6:30, en dan ook weer 9 uur opstandingsdiens hier in die gemeente. Ek wil net vra as daar enigiemand is die donderdag aand van Lydensweek, gaan ons 'n bietjie van 'n optrede hê om die hele passiespel uit te beeld. So as daar enigiemand is wat kan sien, asseblief laat weet vir Jolandi of vir Henny of vir my, dan gaan ons die donderdag aand ietsie anders te doen die week van Lydenstyd. Ons het soos julle gehoor het nou die kamp volgende week, so as daar enigiemand is wat dalk wat nie kan gaan nie, maar graag ietsie wil skenk, daar is 'n lysie, al die lekker goed natuurlik, hot chocolate en koekies en sulke goeders. Julle is meer as welkom om ook skenkings te maak dan vir die kamp vir volgende naweek. Goed julle, ons gaan afsluit met die woorde van Herder Heer, na wie ek soek, dat ons ook sal luister, as hy roep en as die storms kom, dan weet ons kan voor hom buig en hy is ons rots op wie ons kan bou. So kom ons staan, dan sing ons Herder Heer.
oswig, kom anker my, want ek is broos, onvas, onwys, sal nie vir my die pad kom wys, waar die spore my lei, wil ek wandel, wil ek bly. Daar is waters en woestyne, by die herder se fonteine, as die storms lot in my, sal ek daar my rus kom kry. Daar is waters en woestyne, by die herder se fonteine, as die storms lot in my, sal ek daar my rus kom kry. Sal ek daar my rus kom kry. Sal ek daar my rus kom kry. Luister na God se opdragte en bou jou huis op sy stewige fondasie en leef met die wete dat God die rots is wat jou stewig laat staan in die storms van die lewe. Mag God, die gewer van verlossing, ons omvou met hoop. Mag Jesus Christus ons redder ons vul met vreugde en mag die Heilige Gees ons lei in 'n lewe van oorvloedige seën en blydskap.